Hallo almal en welkom weer eens by Karen die Komponis. Ons gaan vandag gesels met 'n goue oue van Bloemfontein. Maar hy's glad nie so oud nie, as julle na hom kyk, hy's glad nie so oud nie. Nee, dit is Anton Esterhuise en hy's op die ou einde eintlik nie van Bloemfontein nie, al is hy nou al baie jare hier. Anton, baie welkom. Baie dankie. Is regtig lekker om met jou te gesels. Wetende dat ons mekaar so honderde jare gelede al ontmoet het. Nee, terug. ja, Was dit in die 90's al? in die 90's van die vorige eeu. Die vorige eeu, Dis hy. vorige millennium. Ja. Maar ek weet jy's nie van Bloemfontein af nie. So sê eers vir ons net waar kom jy vandaan sodat ons jou mooi kan plaas. Ja, ek was 'n Noord-Kaapenaar gewees voordat ek 'n Vrystater was. So ek kom daarvan in die middel van die land af om die waarheid te sê. Ek dink Bloemfontein is in die middel van die land. Nee, dit is hulle sê altyd sentraal Suid-Afrika, maar ek dink Kuruman is nog meer in die middel van die land. So ek kom in die middel van die land af. Ja. Kuruman. Ja, daar groot geword, gebore en getoe soos hulle sê. My skoolopleiding daar voltooi en toe het ek hier kom swat by Koffsie so. Dit En dis waar ek jou ontmoet het. Vrystaat. Ja. Dit ons saam in die jeugorkes gespeel. Dis reg. Ek het gewoonlik vir jou inverstaan. ek was jou stand-in gewees. Elke keer as ons Natal toe getoer en dan het ek vir jou inverstaan. Dit onthou nie, maar goed. Maar goed, al wat ek onthou is, jy het altyd begeleidings gedoen en ons het 'n stuk saam gespeel. Met Diana, toe sy oorlede is. Dis reg, Lady Di. Lady Di. Ja. Dinsdagmiddag voordragklas. Voordrag. Ja, dinsdagmiddag voordragklas. So ek onthou dit baie goed. Maar toe is jy nou in Bloemfontein en toe begin dinge nou gebeur. Ja, Wat het begin gebeur? ek het my so geleidelik betrokke geraak by allerlei musiek goeders en een van die goed waarby ek betrokke geraak was toe destyds se Koffsiekerk se musiekbediening. So dit was die Koffsiekerk. Ja, so daar het ek begin om werklik 'n deel te raak van 'n musiekbediening. Ja. En toe ek nou klaar was by Koffsies, toe het ek in Pretoria 2 jaar jazz. Wat was jou rol daar gewees? Ek het fluit gespeel daar om die waarheid te sê vir die grootste deel van die tyd wat ek daar was. Maar ek het ook partykeer bietjie goedetjies uitgewerk vir die orkes en note neergeskryf. So ek het toe al bietjie begin verwerkingkies doen vir Helios. Ja. En toe ek na Pretoria toe is om jazz te gaan swat by die Technikon daar toe het ek by Skuilkraans gemeente betrokke geraak. Toe was ek daar so begeleier gewees op klavier vir die aanddienste. En toe gaan daar 'n pos oop hierso in Bloemfontein by die geloofsentrum hier waar ons nou sit. En ek was nou klaar met my studies en ek wilde nou Bloemfontein toe trek want my aanstaande was toe nou ook hierso. En toe sien sy die advertensie en toe kom doen ek aansoek en toe kry ek die pos en the rest is history, soos hulle sê. Hier is ek nou nog aan die pad. Hier is dit nou nog aan die pad en julle kan sien op die agtergrond is hier verskeie instrumente. Want ons is nou in die kerkgebou van die geloofsentrum hier in Universitas in Bloemfontein. En dit is waar Anton nou al die afgelope 25 jaar lank werk. Ja, Of dis jou vasgewerk. Jy ken hy doen verskriklik baie dinge, maar dit is nou jou vas. dis my een salaris wat ek kry. My enigste salaris sit kry kan ek amper sê. Vir die res wat ek weet maandeliks sal inkom. En mense definitief Die res is ek self voor verantwoordelik. Ja. Goed, so. Op daai verhoog hier agter ons gee hy elke Sondag vir verskeie musikante die geleentheid om die werk of die musiek wat hy geskryf het gedurende die week of soms 2 of 3 dae voor die tyd wat hy verwerk het. Want dit is verwerkings wat jy doen net. Ja. En wat hy dan vir die musikante gee wat hulle dan speel tydens die diens. Want daar's om 9 in die oggend hierso is daar 'n diens vir kinders, ouers, tieners. Daar's natuurlik vir almal ook kleiner groepies. Ja. Tydens die diens word daar ook voorsiening gemaak, maar enigiemand wat wil kom om 9 kan die diens bywoon. En dan speel ons en ek speel ook daar en ek is so bevoorreg want ek sê net vir almal, ek kan elke Sondag daar gaan sit en weet ek gaan iets anders speel as wat ek die vorige Sondag gespeel het, want Anton hermaak dit elke keer weer. En dan speel ons daai een stukkie waar ons speel, ek was seker so 2 weke gelede was daar, en nou is hy weg. En nou voel ek, maar ek wil dit weer daar speel, maar dan het Anton dit uitgehaal. So, Ja, dit hang partykeer, ja, want dit hang af van die keerspel. Ons werk baie met keerspelle mos nou op 'n Sondag. So dis nie een stuk en as ons plan, ons speel is die volgende een nie. En dan afhangende van hoe die musiek in mekaar invloei, sal ek party goed nou weer 'n bietjie verander en anders maak van hoe dit die vorige keer was.
Ek dink partykeer is my brein te kreatief met sulke goed, dan wil ek elke keer nuwe goed skep en dink nee wag, ek moet dit probeer om min of meer dieselfde hou, anders gaan die gemeente ook nou weer die mekaar raak. Dis dit dalk besonder heeltemal anders klink. Maar dit is fisiek lekker met al die instrumente wat ons hier het, waarvoor ek dit kan skryf. Ja, maar jy gaan nou weer heeltemal te vinnig. Ja. En so Anton doen die verwerkings. Dit is sy primêre fokus op hierdie stadium van jou lewe, seker? Dis die ding wat ek die meeste doen, ja. Wat die meeste van jou verwag word om te doen, omdat jy dit so goed doen. En dit is werklik waar. Anton doen verwerkings van bestaande musiek en die manier hoe hy dit benader en die uitkomste is net fantasties. So, voordat ons aanpraat, wil ek eers net vir jou dankie sê, hoor, dit is so 'n voorreg vir my om Sondag hierso te speel en om te weet, dit is musiek waaraan iemand tyd spandeer het, nê? Iets wat uit sy hart uitkom, wat hy gemaak het, omdat hy voel, dit is my passie, dit wat ek kan doen, en ek doen dit so goed as wat ek kan, en dan as ek foute maak op 'n Sondag, voel ek verskriklik, want dit voel vir my, ek kom hierdie persoon so te na. Ja, wat, ek maak self foute in my eie gewerkings, baie keer, en wag, ek moes iets heeltemal anders hier gedoen. Wat het ek nou hier aangevang? So, maar dit gebeur baie vinnig, omdat dit nou elke Sondag hier het, ons het net die oefening voor die tyd, voor die diens. Dis ook waar, né? Ons kom hierso by mekaar 8:15. Ja, ons oefen glad nie die week nie, so. Nee, glad nie 'n week nie. Ons kom op 'n Sondagoggend, oefen letterlik vir 45 minute, dan vat ons 'n preek en dan doen ons die diens. Want dan moet ons eers koffie drink. Ja, want die mense moet in die kerk inkom. En hulle moet drink koffie inkom, maar ons moet koffie drink. Dit is baie belangrik. Daai stukkie nadat ons geoefen het en voordat die diens begin, moet ons saam koffie drink en 'n beskuit eet. Ja. En dit is 'n vandag die Maar dit is 'n baie groot voorreg om dit te kan doen en dit hierso te kan doen en om dit in diens van die Here te gebruik en van koninkryk te gebruik. Dit is ons 'n baie groot voorreg. Ja. En ek is geseën met die mense wat hierso wat die goed so maklik kan blad lees. Ouens het ook al gesê dat blad lees is baie veel beter vandat hulle hierso ons musiekbediening gespeel het. So en ons kan baie keer ouens van buite af ook inkry en ekstra perkussie spelers wat op hierdie baie perkussie van ons kan speel. So maar ja, dit is my passie en dit was my passie nog altyd gewees omtrent van kleins af. Ek was nog baie klein tot gesê ek wil eendag musiek verwerk. Dis wonderlik. Nou, sê vir ons watter instrumente het jy alles hierso? Ek op die oomblik is ons dit is maar so 'n kerngroepie, bestaan uit 2 of 3 fluitte, 2 saksofone en dan 'n partykeer 'n akoestiese gitaar, 'n vrou speel die klawerbord. En dan soos gewoonlik 'n drummer en 'n bassist dat ons inkry. Angela speel partykeer vir ons. Hy speel nou Sondag weer vir ons. En dan kry ek partykeer so strykers van buite af in. Partykeer kry ons 'n paar koperblasers in, afhangende van wat benodig word vir al ons nou groot dienste het so. So hier was al alle soorte instrumente gewees. En die orgel is my baie lekker om die orgel, omdat ons so 'n fantastiese orgel het hierso. Partykeer in vakansies dan speel ek sommer self so 'n bietjie op die orgel, dat ek nou opgeleide orgelis is nie, maar dis heerlik vir my op die orgel, dis vir my so 'n wonderlike orgel en is lekker om dit saam met die orkes te gebruik. So ons kry so nou en dan 'n orgelis in wat ook saam met ons speel. Dit gee net so 'n bietjie ekstra. En dit is ongelooflik om die orkes te hê en Anton op die klavier en die orgel. Nou, dit bring my by my volgende punt. As jy nou begin verwerk, wat gebruik jy as jou basis? Want in die vorige gesprek wat ons met Lams gehad het, het hy gesê dit is dikwels maar 'n klavierskoor of 'n orgelskoor wat hy gebruik, of soms net 'n tema, en dan bou hy daarop. Maar hoe doen jy dit? Ek gebruik sommer net wat mens noem 'n lead sheet, so ek het die melodielyn en die akkoordsimbole bo. So dit is baie keer my basis waarvan ek werk en dan sal ek nou sê, ek sê byvoorbeeld nie my klavierparte uit nie. Ek weet nou, omdat ek maklik kan improviseer, so ek weet min of meer, ek sal hier en daar miskien vir my aantekeninge maak en sê, hoe moet ek dit doen of dat doen. En dan sal ek van daar af sit ek nou die instrumente en die goed by. Nou wat sê wie eerste by? Dit was, want ek hoor gewoonlik baie keer die goed in my kop saam. Ek sal hoor, ek het daar met fluitte nou, dit dien by die inleiding, daar moet saksofone dit doen, of hierso wil ek miskien almal speel net in akkoorde, of doen soos 4-stemmige harmonisasie of suites, dan doen ek dit so. Maar wat vir my van kardinale belang is, as ek nou die verwerking, hoe sê mens, approach, as ek dit benader, is die woorde.
Die woorde. Spesifiek as dit kom nou by kerkmusiek. Ja. Die musiek moet pas, wat ek skryf vir die instrumente moet pas by die woorde. Ek kan nie 'n aanbiddingslied skryf of verwerk en dan sit net die vleeslike vrolike fluitgoetertjies se goed nie. Dit is 'n dieper lied of lekker, happy clappy tromme nie. Miskien gaan ek eerder 'n djembe gebruik daar wat net saggies ritme gee of so 'n tipe van iets. So die teks is vir my baie belangrik. Dit is eintlik my beginpunt, my vertrekpunt. Ja, absoluut. En wat ons ook met Lance oor gepraat het, is die ritmes en die rus wat inkom met die feit dat jy 'n hele gemeente het wat met jou moet saam sing, nê? Ja. En wat op 'n stadium moet asemhaal. Ja. Jy kan dit nie te vinnig maak of te veel, ja. Maar hoe pas jy die musiek wat jy dan nou verwerk en wat jy byvoeg, hoe pas jy dit daarbey in? Hoe neem jy dit in ag? Want dink jy vooraf aan hoe die frases moet loop of waar die hoogtepunt in die frases is of kom dit net so natuurlik dat dit nie eens nodig is om hierdie aspekte aan te spreek? Kyk, dit begin by wanneer ek die musiek uitsoek en besluit, okay, watter liedere gaan ons sing vir die Sondag? So dis alles jou besluite. Die hele proses begin op 'n maandag al. Ja. In die week, op die begin van die week al het ons op 'n maandag aan 'n liturgiese werkgroep, eredienswerkgroep. Ja. Dan sit ek en die predikante en die van die tegniese span sit bymekaar. Sê goed, die predikant sê dis wat die boodskap gaan wees vir Sondag. Dis hoe die liturgie gaan lyk. En dan volgens wat die boodskap is, gewoonlik met die slotliedere, dan besluit ons wat gaan pas by die boodskap. Sê nou maar ons wil aan die begin van die diens sommer net 'n paar lekker liedere wat up tempo is, wil ons sing. En dan besluit ek, goed, wat is daar wat kan werk, en ek gaan deur my lys van liedere en dan sal ek nou 'n bietjie gaan kyk en dan sal ek in die predikant van daai Sondag weer gesels en kyk, is jy tevrede hiermee met hierdie liedere? En dan kyk ek, goed, watter volgorde gaan werk? Hoe gaan mense opbou kan maak? Veral Want hulle volg nou vinnig op mekaar, ja, nê? vir alles dit 'n slotkeerspel is, want ek wil ek moet altyd opbou na 'n klimaks. So met watter lied gaan ek begin en wat hierin gaan ek eindig? Ja, en dit is 'n belangrike besluit om te neem. Ja, en wat ek moet vloei. Vir my is een van die belangrikste dinge in 'n diens is vloei. In enige produksie of wat ook al jy doen. Dit moet vloei. Daar moenie awkward gedeeltes wees of stiltes of iets nie. Veral nie in die musiek nie. Jy moet kan hê dat Want jy wil momentum bou. absoluut. Jy wil nie hê nou moet ons weer die ding weer optel van voor af nie. Hy moet so maak. Hy moet so 'n lyn maak. So dit is nou seker moeilik om hierdie verskillende liedere wat almal seker in verskillende toonaarde geskryf is, dan nou bymekaar te sit. En dit is dan nou wanneer jy baie wakker musisië nodig het, nê? Nee. Ja. Jy is nog dink jy's nou in G maar jy. Ons is nou skielik in my om. Dis hy. En vir alles hy transponeer net so halwe toon af of 'n halwe toon op, jy weet, dan moet jy nou bybly. En die arme saksofone. Ja, want hulle met in gruwelike toonaarde. Hulle die arme goed want hulle speel in 'n getransponeerde instrument. Ja. So dit wat hulle sien daarso is daarso op 'n baie snaakse Ja, terwyl hy is maar ons lekker in D majeur speel, net twee kruise speel hulle in B majeur. En Anton is verskriklik lief vir D majeur. Ons sê my Sing lekker. hy sing lekker. En dit is 'n helder toon af. Kyk, ek glo Nee, dis wrikbaar ja, dit is in kleure van toonsoort. ja, maar seekruis is net nie 'n lekker notie. Lekker. Op 'n fluit nie. Is dit? Hy's nee. Maar ek dink daarvan om 'n D te speel op 'n fluit. Ek hou niks van nee, ek hou net niks daarvan nie want om van C waar jy drink seekruis waar jy geen vingers het jy na D waar jy al jou vingers moet gebruik te gaan is net nie goed nie. Dit is nie goed nie. Maar as Anton vir Karen kwaad is, skryf hy in teenmiddel. Ja. Maar dit weet dit nou al, maar dis goed. Dis maar alright, dis okay. Jy verstaan dit. Ja. So, hoe doen jy dit as jy weet jy het nou verskillende liedjies en hulle is almal 'n verskillende toonaarde. Hoe gly jy van die een na die ander een sodat wanneer ons dit speel dit so maklik klink en dat ek dink die gemeente kom dit nie eens agter nie. Ja, dit kom maar met ervaring. Om meer mense te doen, jy begin later meganismes ontwikkel wat jy weet hierdie gaan maklik werk as ek dit so moduleer of op hierdie manier moduleer of as ek nou selfs 'n tempo verandering moet doen. Okay, ons gaan hierso stop. En dan gaan ek net so 'n stukkie op die klavier speel en so lank in die nuwe
tempo ingaan, of weet almal wat is die nuwe tempo, sonder dat ek nou hoef te wys, okay, dis nou so vinnig of so. Ja, dit werk goed. Of ek sal 'n formaat of iets sit en sê, okay, nou wag, en dan wys ek vir julle 3, 4, nou weet julle, dis nou nuwe tempo. So jy het verskillende tipe meganismes so goed wat jy gebruik, musikale meganismes, wat jy nou maar met die tyd leer, okay, hierdie werk lekker om vir hierdie toonaard na hierdie een. Hoe het dit gewerk in die tyd toe jy nog besig was om te leer? Ja, dan was dit seker maar wat stampe en stoot. Toe jy agtergekom het, okay, hierdie werk beter. Ja, so dis want dis jy kom met die tyd agter wat werk beter en wat werk minder goed, ja. Ek sal selfs nog tye kry wat ek veral as dit by tempos kom. Dan het ek nou in my kop gehoor, ja, maar hierdie gaan nou lekker werk en hier dan kom ek agter as ons nou hier doen. Ja, ons kan nie hierdie lied op dieselfde tempo doen as die vorige een nie. Dit as jy nou hoor as die sangers dit sing, dit drag of is te vinnig of so. En dan moet ons nou maar daar sê, okay, ons gaan bietjie vinniger gaan hierso. So daar gebeur nog baie dinge op die dag van die oefening. Ja, want onthou nou net, dit is nie net die orkesie en of die orgel wat saam met die klavier gaan nie, daar's ook voorsangers. Ja. Hulle kry wat nou lekker is met deesdae se musiekprogramme waarop mens werk. Dus jy kan nou vir hulle, ons noem dit sommer 'n MIDI mock-up stuur. So jou program speel vir jou dit terug, so met min of meer die klanke van die verskillende instrumente, hoe die liedjie nou klink. Dan stuur ek die MP3 vir die sangers dat hulle kan hoor. Dis hoe die inleidings gaan klink, dis hoe die tussenspele gaan klink. So dit help nogal. Want hulle moet vir die gemeente leiding gee. Ja. Die gemeente weet van daarom in te val. Absoluut. En jy stuur dit vir ons ook, nê? Nee? Ja, partyke stuur ek vir julle ook vir alles ek weet dit gaan nogal ingewikkelde goed wees, sal ek sê. En dit sal help as 'n mens net daarna kyk voor die tyd. Ja. Goed, ek sê, kyk maar so 'n bietjie, speel maar so 'n bietjie deur, dan weet julle. Hier is dit en kyk maar so 'n bietjie na die nooitjie is. Dan weet jy, gaan kyk nou maar net, van anders sit jy nou môreoggend hierso in die kerk en dan weet jy nou nie presies wat om te doen nie. Ja. Maar daar is daarom genoeg tyd voor al wanneer ons dit deurgaan. Ja. Om die kruise wat nou verander in te skryf en die molle wat verander in te skryf of uit te haal en dit goed op 'n skryfstuk nee. Ja. Ja, so daar is daarom sulke goed, daar is tyd daarvoor ook. So dit is my absolute vreugde om dit te doen saam met jou, Anton. So ek wil net baie dankie sê vir die geleentheid. Maar nou wil ek vir jou vra. Dit is nou die een aspek, né? Maar jy doen nog ander verwerkings ook. Vir wie en watter tipe? Ek doen baie keer vir kore verwerkings. Ek het nou ook al 'n bietjie van 'n kliëntebasis opgebou met koorverwerkings, so mense wat my gereeld vra. Dit sal enigiets wees van junior koortjies tot hoërskoolkore tot selfs partykeer universiteitskore. En dit is ook nogal lekker. Ek is meer gemaklik miskien met instrumentale verwerkings, orkesverwerkings goed, maar ek het nou ook al vir my redelik ingegrawe in die koor wat nou mens die koorwêreld se musiek en so aan, en ek skryf partykeer ook koormusiek wat ook nogal lekker is. En dan is dit meestal vierstemmig? Ja, baie keer sal dit vierstemmig wees ook. Ja, vierstemmig of tweestemmig, hang af of dit nou vir wie dit is, ja, of dit nou laerskoolkoor is of hoërskoolkoor, maar ek geniet nogal om dit ook te doen. Partykeer saamgroepe waarvoor ek verwerk. Partykeer sal skole vir my vra, verwerk iets vir ons skoolorkes of so. Ek het nou 'n verwerking gedoen vir 'n orkes in die Kaap, wat nogal 'n groot verwerking was. Grey Oorfees doen ek gereeld verwerkings voor, veral vir hulle massa items wat nou saam met die simfonieorkes opset. Dan spreek jy vir wat alles? Instrumentgewys. Ja. Wat neem alles en almal deel aan daai een item waarvoor jy skryf? Wel, daar's 'n ritme seksie, so ek sal goeie vir die drummer skryf, die basgitaar, gitare, vir dan nou jou orkesinstrumente, soos die fluitte en die klarinette, strykers en so aan, die perkussie. Wat is die ander wat ek nou gesê het? Maar ja, dis also 'n kontemporêre styl meeste van die tyd. So ek gaan nie vreeslik in klassieke goed in nie. Kontemporêr was maar nog altyd my ding gewees. So dis baie, soos dit orkesgoed is symphonic pops. Maar ek hou baie daarvan. Ek het groot geword met Doekdan Classics. Ja. Daai disco classics en die classic rock plate wat die Londense Simfonieorkes gedoen het, wat hulle die bogliedjies vat en hulle orkesweergawe daarvan. So ek hou baie van dit. Ja. Nou, vertel ons van die een opname of nie die opname, die verwerking wat jy gedoen het verlede jaar vir Unisie, so skoolkoor. O, Ramkiriasis. Daai een wat hulle gaan sing het by die applauskompetisie waar hulle so ongelooflik presteer het.
Ja, dit was nogal baie lekker geweest. Dit is my verskriklik groot voorreg om saam met Unisie se koor te werk. Ek is soort van hulle amptelike begeleier. En dis lekker, ek het al 'n klomp goed vir hulle verwerk en hulle sing dit so verskriklik mooi. Dis lekker ook as jy weet vir wie jy verwerk en jy weet hoe hulle klink, jy weet wat se uitdagings kan jy vir hulle gee, wat is die limitations, beperkings. So ek dink dit maak dit baie lekker as jy weet waarvoor jy verwerk en jy weet hulle gaan dit goed sing, hulle gaan goed klink. Ons doen nou weer 'n verwerking hierdie jaar. Kyk, is baie lekker altyd vir my om volksliedjies te verwerk. Ja, maar vertel ons van die Ramkiki. Ja, ek dink jy so met volksliedjies so eenvoudig is, jy kan so baie daarmee doen. Jy weet, dink te ingewikkeld as jy baie daarmee doen, maar as dit 'n lekker eenvoudige ding is, dan kan jy baie bou op dit. Ja. En met ramkiriasies, dit was verwerkings op variasies op my ou Ramkiki. So ek het hom in verskillende style gedoen. Dan sing ons hom in 'n rock styl en dan sing ons hom in 'n blues styl en dan sing ons hom vreeslik in Mimi Koort se styl, baie ernstig klassiek. En daar was amper so 'n tipe Love Boat variasie ingewees, die ouens wat nog die Love Boat reeks onthou op TV, daai typical 70s sound. En amper 'n tipe samba verwerking, so ek het hom deur 'n klomp verskillende style gesit en dit het vreeslik goeie aanklanke van by die gehoor. En die koor het baie geniet om dit te sing. Die koor het dit verskriklik. Ja, so ons doen nou hierdie jaar juist doen is nou ander een wat ek ook nou weer so 'n bietjie wat ek jare terug vir hulle gedoen het, maar weer so 'n bietjie opgetouch het en dit is Afri Jazz wat ons verskillende ook volksliedjies, Afrikaanse volksliedjies vat en die jazz die women Vandaan kom Afrikaanse jazz, ja. So, Dit klink fantasties. ja. Dit is baie lekker om dit te doen ook, ja. Anton, ja, dit is so lekker om met jou te gesels. En dit is net vir my so voorreg om in hierdie orkesie te speel van die kerk wens. Daar was meer, maar daar's altyd soveel tydsbeperkings betrokke by alles. Maar ek wil net vir jou dankie sê. Dankie. Dit was so lekker om jou hier te wees, om te hê en ons gaan weer so maak. Ek sien dit werd dat 'n mens nogals met iemand bly gesels, veral as daar nog so baie is wat jy wil sê en wat jy wil vra. So ek dink dit is 'n goeie plan. Daarmee dan, dankie vir Anton en ons gesels weer binnekort. Mooi bly. Totsiens. Bye bye.